Goeiedag, welkom by nog 'n aflewering van Lewe in die Lig. Ek is Johan Engelbreg en saam met my is Dani en Daniel Beson. Goeiedag Dani, goeiedag Daniel. Hallo Johan, hallo Daniel. Lekker om saam met julle te wees. Ja, ons is besig met so 'n reeks. Ons het nou begin van hoe gee ek my oor aan Jesus? Toe het ons nou laaste gepraat van hoe om gedoop te word as 'n gelowige. En nou gaan ons met nog iets wat partykeer vir party mense kontroversieel is, maar tog eintlik net 'n opdrag is van Jesus, is doping in die Heilige Gees. Ja. En ek dink baie mense se hare staan nou reg, maar ek wil begin deur 'n vraag te vra. As ek nou, en dis 'n vraag wat ek baie hoor, dis hoekom ek dit wil vra, sê maar as ek aan Jesus aangeneem het, dan is die Gees van God mos klaar in my. Want die Gees het my mos nou getrek na Jesus toe. Hoekom moet ek nou nog gedoop word in die Heilige Gees, Daniel? Ja, dit is altyd 'n maklike vraag om te beantwoord nie. Soos ek dink wat ons, as jy daaraan dink, as ek tot bekering kom, dan maak ek 'n omswaai in my lewe. Ek sê Jesus, ek gee nou my hart oor vir U. Ja. Maar ons het voor die gesprek gehad, ons om gedoop en dan as jy gedoop word, dan sal jy die Gees ook ontvang. En ek dink dit is dit stap so mooi in plek. En ek dink as ons baie keer gedoop word, party mense ontvang ook nie dadelik die Gees, so ek weet dit is met almal 'n persoonlike stap, maar ek dink dit is 'n persoon wat jy moet ontmoet, die Heilige Gees, en ek dink dit is die belangrikste ding wat ek kan verstaan. Dit is nie outomaties. Ek het my laat doop en ek wou altyd in tale gepraat het en ek het wel gevra vir die Gees, en dan was ons met die kerk betrokke geweest destyds, en dan by telefoon as jy my nou praat aan, het niks gebeur, maar dit was regtig 'n begeerte op my hart. En die skrif sê ook, as dit 'n begeerte op jou hart is, sal die Here nie vir jou klip gee nie. In Romeine praat dit daarvan. En ek het so een keer saam met 'n vriend opgery Pretoria toe, en toe is daar by 'n kerk, want ek het al begin oefen so op my eie, maar so iets praat hierso, maar ek verstaan nog dit heeltemal, en toe besef ek, die Here het eintlik al klaar toe sy Gees vir my gegee, en toe in die kerk, toe begin ek net in tale spreek, en toe die Here vir my, die deel van om in tale te spreek, is deel van die Heilige Gees, maar dit was net 'n deeltjie van die Heilige Gees. Daar is eintlik so groot, kan ek sê, daar is soveel gawes van die Gees, en al daai goed, maar ek voel net toe die Here my, op daai dag het ek net besef, okay, Jesus het vir my sy Gees gegee, en dit is eintlik, vir my was dit meer 'n natuurlike ding, en dit was nie vir my wat ek omgeval het, met baie mense gebeur het nie, maar dit het so natuurlik gebeur, en dit is nou iets wat ek daagliks kan gebruik, en ek dink is iets wat ons nog verder oor kan praat. Maar Daniel het nou aangeraak aan, spreek in tale is nie die enigste gawe van die Gees. Nee, beslis nie, Johan, daar is mos 9 gawes van die Gees wat ons kan laat kyk. Nou, soos jy vir hom gesê het van, as ek Christus aangeneem het, dan ontvang ek sy Gees. Ja. En ek is gevul met die Christus Gees in my hart. So ek kry 'n nuwe natuur. Die ouens vertel altyd die storie van die wit hond en die swart hond. Ja. Ek het die persoon natuur, maar ek het dan ook die Christus natuur, wat die Gees van die Here is wat in my woon. Maar daar is ook 'n persoon, die Heilige Gees, wat ons kan ontmoet. En as 'n mens nou kyk hierso in Johannes 14, die mense wat nou wil, kan hulle Bybels daarby oopmaak. Ek wil dit lees, want die woord verander mos maar die hart. Ja. Die woord is maar die waarheid. Ons het gesê, ons praat uit die Bybel, Ja. Wat sê die Bybel? En die Bybel sê, Johannes 14, vers 15, hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal my Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. So hy praat van 'n persoon, 'n trooster, wat by ons gaan kom bly. Ja. Hy praat van iemand wat hy gaan stuur, en dis waaroor dit gaan. Ek moet daai iemand ook kans gee in my lewe, om my te vul. Daar sê die Bybel in Galasiërs, hulle wat deur die Romeine, hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. So ek ontvang dan die Heilige Gees as persoon, as ek die Engelse woord kan gebruik, wat my guide, wat my help. Daarom sê Galasiërs 5:16, hy sê, die Gees begeert in die vlees, en die vlees teen die Gees, so jy nie kan doen wat jy wil nie. So ons ontvang 'n persoon, dan sê hy, die 7de vers, 17, en die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, om die wat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle sal bly en in julle sal wees. Ja.
So daar's 'n persoon, die Heilige Gees wat ons ontmoet. Want ons het geloof, maar heilige geloof is ook 'n gawe van die Gees. Ja. Daar kom daar wat ons spesiale geloof nodig het. Dat ons hierdie persoon nodig om ons te help om deur dit te kom en aan die ander kant uit te kom. So hierdie persoon, die Heilige Gees, het verskeie gawes. Miskien moet ek dit lees. Ja, asseblief. Ja. Dit kry ons in 1 Korintiërs 12. Wanneer jy oor die Heilige Gees wil lees, dan lees jy 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Dit is waar dit die meeste aangehaal word, want die Korintiërs gemeente het vir Paulus 'n klomp vrae gevra, en die een was oor die Heilige Gees. Want daar het 'n bietjie raf gegaan. Almal het in tale gepraat en niemand het geweet wat daar aangaan nie. Dit was 'n hele deurmekaar besigheid, en toe kom hy, toe het hy net vir hulle orde gegee hoe om dit te gebruik. Nou as ons die 12de hoofstuk lees, dan sê die Bybel, kom ons lees vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. So dis een Gees met 'n klomp bedieninge en met 'n klomp en met 9 gawes. Ja. Kom ons gaan aan. En daar is verskillende van werkinge, en tog is dit dieselfde Gees wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Daar is ook baie kere dwaling, die ou sê, maar hy het nou onderskeiding van geeste, en die ander ou sê, hy het geloof, gawe van geloof, en ander sê, gesondmaking. Maar wat help het, ek het die gawe van gesondmaking, en ek moet iemand help, Ja. dat ek wysheid nodig, Ja. waarlik van die Here. Ja. So hy sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want in die een word hy die Gees 'n woord van wysheid gegee, en die ander woord van kennis van weer dieselfde Gees. En 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En 'n ander genadegawe van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, en 'n ander uitleg van tale, en 'n ander allerhande tale, en die ander een uitleg van tale. Ja. So daar's 9 van hierdie gawes wat die Gees het, en as ons die persoon het, dan kan hy deur ons werk en iemand kom bedien. So dis 'n persoon, die Heilige Gees, wat ons moet ontmoet. En nou praat hy van die doping met die Heilige Gees. Ekskuus, ek praat Ja, nee, so. ek wil gou Handelinge toe Maar gaan. ek wil net gou daai vers 11 Okay. lees, want dit is nogal belangrik. Hy sê, terwyl jy nou daar soek, hy Ja. sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Ja. So dit gaan alles weer oor hom, en nie Ja. oor my nie. Ja. Nou, Jesus het vir sy disippels gesê in Handelinge 1, hy sê, gaan en wag totdat die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ja. Nou, as ons in hoofstuk 2 van Handelinge lees, sê ons, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, ons sê ons, die woord Pinkster beteken 50ste. Dit was die 50ste dag, was na Paasfees, was die Pinksterfees. En hy het vir hulle gesê, gaan wag. En hulle het gegaan, hulle was hier by 340, dink ek, wat daar by toe Jesus vir hulle sê, gaan wag, maar net 120 het gaan wag. So net 120 wou dit regtig hê. Ja. 'n Mens kry dit as jy dit wil hê. Ja. Dit is dit, as Jy jy moet dit begeerte daarna, gaan die Here dit vir jou gee. Ja. Hy sê, en toe die dag van Pinksterfees was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waarin hulle gesit het. So as ons nou in hierdie plek sit waar ons die opname doen, en hier kom 'n wind in, en dit vul hierdie plek, is ons mos binne in dit. So dit is waar wat hulle bedoel met doping met die Heilige Gees. Die Gees kom in die plek in, daai persoon, en hy vul jou met hom. Hulle was onder die Gees. Ja. Hulle was in die Gees. Kom nou weer na die doop Ja, toe, jy is in die water. In die water. Ja. So want dit het die hele plek gevul. En dan die 3de vers sê, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
En dan verder kan die mense self gaan lees. Daar's verskillende tale gepraat. Ja. Die Afrikaner het Grieks begin praat. En die Hollander het Engels gepraat. Ja. Ek vat sommer nou my goed, hulle kan self daar gaan lees. Dit was heeltemal bo natuurlik. En dis een ding van die Heilige Gees, dis die bonatuurlike van God wat van ons besit neem om sy werk te doen. Dis wat dit is 'n persoon wat van ons besit neem om sy werk te doen. En daar is die belangrike deel daarin, dit gaan oor sy werk. Dit gaan nie net oor myself nie, daar's net een van die gawes wat hy praat, hy sê wat jy self bid en jy word gestig. Sodat, maar ek voel ook, ek kan nou heel verkeerd, maar ek voel ook, dis nie dat jy net moet gestig wees en nou voel jy goed nie, dis sodat jy jou werk kan doen. As jy aangeval word of as dinge wat nie reg is in jou lewe nie en jy verstaan die ding en jy bid in daai taal wat jy glad nie verstaan nie, maar dan dat jy net vrede met God. Kom ek sê jou wat, Johan, ons is mense, ons werk baie met mense, ons word getap, verstaan? Ja. Emosioneel, geestelik en al die goed. En wanneer ek sit in my taal bid wat die Here my gegee het, dan stig ek myself, dan dis soos of ek my hand in 'n kragprop, as jy by 'n kragprop indruk, dan werk 'n radio, dan maak dit lei my battery. Ja. My geestelike battery, sodat ek weer die werk van die Here kan gaan doen. So dis wat dit is. Dis 'n opwekking van jou gees binne in jou en wat jou kan help om jou dienswerk vir die Here te doen. Iemand het eendag gesê, die Heilige Gees wat jy ontvang is nie iets om oor opgewonde te wees of te brag oor of enige iets nie. Dis 'n box tools. As ek 'n engine wil gaan oordoen, dan moet ek van 'n nommer 6 spanner hê tot 'n 30, want daar's verskillende grootte. Ek moet 'n tang hê. Ek moet 'n wat moet ek al sê? 'n skroewedraaier. Al daai goed moet, en dis wat die Heilige Gees is. Jy moet dit ook hê, ja. En 'n hamer. So dit is wat die Heilige Gees, dit is wat die Heilige Gees is. Dis daai gawes wat ons ontvang is deel wat ons uit ons toolbox kan uithaal. En dan kan ek dit gebruik. Ek kan nie met 'n 17 spanner 'n 13 losdraai nie, ek moet 'n 13. So dit is maar wat dit is. Dis hoekom die Here dit vir ons gegee het. En dis so 'n wonderlike ding. Want dan kan ons by die bonatuurlike kom om iemand waarlik te help. Onderskeiding van geeste. Dus hou voor jou sit en hy begin praat en die Here wys vir jou. Maar hier's 'n probleem. Dis nie die Here nie. Nee, dan kan jy dit gebruik. En dan kan jy vir hom sê jou gees van ongeregtigheid gaan verstaan. Nie net dit nie. Iemand is siek en jy kan by hom kom en jy kan bid vir hom en die Here maak hom gesond. So dis so nodig hierdie goed die tyd waarin ons leef. Maar wat is vir die duiwel goed? Sny dit af. Maak mense bang af. Die bonatuurlike. Verstaan, dis wat hy doen. So hier's geweldig min lering by ons mense rondom hierdie goed. Veral in die plek waar ons leef, die tyd waarin ons leef, is dit afgesny by mense en dit maak dat die duiwel maak met ons net wat hy wil. Hy slaat ons rond soos ons wil want ons kan hom nie sien nie. Ja, want Dani, ek het nou mos gereformeerde kant van die kerk groot geraak en ons het nooit lering rondom dit gekry nie. Vir ons was dit vreemd, weet as ek in 'n gemeente gekom het waar iemand in tale praat, ek almal gedink dit is manmense. Ja, dis hier moet ek nie wees nie. Maar tot die Here in my hart gekom het, dan begin mense hierdie ander pad stap en ek wil vir mense sê wat nou kyk en ook dalk bang is. Gee die Here 'n kans. Vergeet van die mense. Hou jou oë op Jesus. Want daar sal altyd iemand wees wat 'n fout maak. Nie een van ons is perfek nie. En dis die ander ding wat ek wil bykom is, as ek 'n Heilige Gees in my het en ek is gedoop met die Heilige Gees, kan ek nog steeds foute maak. Tuurlik. Ja, want ek bedoel Dawid was 'n man na die hart van God en dan bid hy, dan sê hy moenie die Heilige Gees van my wegvat nie. Don't take your spirit away from me. Hoekom sal hy dit gebid het as hy want is nie die Here wat hom na Batseba toe gelei het. Dit was iets heeltemal anders te gewees. En maar ek dink ons moet daai geleentheid gee want ons moet vertrou mense regtig Jesus. As God die Vader dan sê en Daniël het dit nou aangehaal daar wat Jesus sê as jy vir die Vader vir julle aardse Vader as jy jou kind vir jou vis vra, jy tog nie vir 'n slang gee nie.
Hoekom is ons altyd daai vrees dat God vir ons slegte goed sal gee? Ja, die ding is dit is maar by ons Afrikaners is ons maar afgestomp. Wat die geestelike aanbetref. Daar's baie ander nasies wat baie makliker dit aanvaar. Maar dit is soos jy sê, as ons om 'n brood vra, sal hy nie vir ons 'n klip gee nie. Nou sê hy, hoeveel te meer die Heilige Gees vir ons gee vir die wat hom bid. So jy moet die Here vir dit vra. En as jy hom dit vra, gaan hy dit vir jou gee. Maar dit help ook nie, jy gaan nou gou gaan vra dit en dan loop jy nie, wil jy dit hê nie. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Gaan na die Here toe, aanhoudend en bid hom. Toe my kind siek was, moes ek 3 maande langs sy bed sit en bid. Ek moes later my kos een kant toe skuif. Het ek gedoen, maar God het gekom help, want hy het gesien hy moet ontslae raak van die man, want hy pla hom aan mekaar sonder ophou en hy het nog goed om te doen. Want ek dink terwyl jy nou dit sê, dink ek aan hy skrif van die weduwee. Ja, wat aan mekaar gegaan vra die regter gesê het ek maar dit doen want hierdie vrou sal nie ophou nie. Hy hou tannie van my man, ek het al. Hy sê hy eindig hy gedeelte, sal ek hierdie geloof vind as ek terugkom aarde toe. En dis wat die Here soek. Ons moet geloof na hom toe gaan, sodat ons hierdie wonderlike persoon, die Heilige Gees, kan ontmoet en deel van ons lewe. Ja, ek dink dit is my mooiste van die Heilige Gees. Ek het al 'n keer op dit soos die Heilige Gees eintlik so as 'n vrou beskryf soos jou ma amper, wat praat as jou helper en hy is iemand wat vir die toerusting gee en hy help jou. Want as jy jou vingertjie seer gemaak het en jy moet 'n pleistertjie kry, dan hardloop jy altyd na jou ma toe eers, jy hardloop nie jou pa as jy man jy's reg. So hy is soos die Gees koester ons en hy help ons en dis amper iets soos ek kan nie dink dat mense dit nie in jou lewe het nie, want as dit moeilik gaan is dit altyd 'n plek om na toe gaan. Ek het sommer in Romeine 8 vers 26 tot 28 wat hy sê die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid en ons weet immers nie mooi wat hoe ons moet bid, maar die Gees self neem van ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtinge wat nie menslike taal verwoord kan word. Dit is eintlik so mooi dat die Gees al die goed vir ons doen, want ons nie weet en ons het op ons knieë gaan en ons gaan bid, wanneer dit moeilik gaan en as hy die God wat in die dieptes van elke hart deurgord, weet wat die Gees in die oog het, dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree. Dis eintlik net so mooi die Gees vir ons kom intree, as ons net op ons knieë gaan en ons begin bid. Ek onthou een keer, toe ons werk op 'n uitreik Indië toe was, toe die een pastoor vir ons moet elke dag net begin met 5 minute en dan bid jy net in die Gees en dan nou net so 11 maand voor die tyd en dan moet jy nou net voor die uitreik begin, dan moet jy dan ten minste hierso by 40 minute wees. En ek onthou, ek het toe ek nou al vir dan in die oggend vir 40 minute in die Gees te bid is nogals lank, maar jy maak die sacrifice want jy weet jy gaan na Indië toe en dit is 'n gevaarlike plek. En ons kom daar aan en ons kom in Mumbai 12 uur die aand aan. Dit is warm, jy stap so uit, dan slaat is so bedompig, het is 40 grade nou, gee die pastoor vir ons elkeen 'n kaartjie, moet die adres van die hotel op, ons moet na hotel Manvi toe gaan, en daar kom ons stop ons by 'n so taxietjie, en dit reën ook dan nog boonop, en nou sê hy, ek is die leier, en ons is nog 3 manne saam met my, nou gaan ons ry, en nou maak hy nie die altyd so, en nou besef ek later, dit beteken ja in India. Jou kop, jy praat mens met jou kop. Plek, nou wys hy vir die man die kaartjie, toe sê ek, die man weet nie waartoe hy gaan nie. Hy maak net so, dit is 'n groot plek, dink van die grootste stede in die wêreld. En hy het later nou reën het, en die karretjie was op sy Engelse teks, en dan was hy hom net af. En toe begin ek sê, manne, nou moet ons begin bid. En ons begin toe bid, soos, ek begin kliphard bid, hy weet mos in elk geval wat ek bid kliphard in my taal, hy kyk vir my, ek kyk vir hom, ek gaan net aan. En ek besef toe, die Here moet nou weerkom, die Here gee vir ons al so gesig van die plek, en toe ons op 45 minute toe stop ons by ons bestemming. En dis amper net soos die Heilige Gees vir ons kom guide, wanneer dit moeilik gaan, is om net aan terug te kom, en hy ken ons gebedsbehoeftes, en as ons in die Gees kan bid, is dit eintlik so wonderlik, as jy dit kan doen. Ja, die Bybel sê, jy spreek verborgenhede met God. Ja. Wat jy self nie van weet. Jy verstaan nie wat jy sê nie. Ons kan dit miskien lees nie. Ja, daar sal nou mense weer sê, nee, dit is brabbeltaal. Maar as jy 1 Korintiërs 14 vers 1 lees, hy sê, jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. Ja.
Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So jy weet self nie wat jy spreek nie, maar jy maak jou hart aan God bekend. Soos Daniel gesê het, waar gaan ons nou? Here, help ons. Versigtinge aan God. Dis reg, ja. Hy sê, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Maar hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Ja. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So wat ek hier wil sê is, wanneer jy in 'n taal spreek, is dit om jouself te versterk. Is dit om in benoudhede na God te roep deur hierdie taal. Ja. Hoekom dit so is, hoe dit is, weet ek nie, maar ek kan vir julle sê dit werk. Ja, jy staan 'n ander mens op. Jy Jy staan nou een ander gesê mens op. jy het daai voltage as jy daar opstaan. Ja. Ek het dit al in my lewe, ek wat my Sondag, ek en jy wat moet gaan preek, as baie Sondagoggende wat ek opstaan, wat ek nou nie eers lus is om op te staan. Kan ek die storie vertel van die ou wat hy wil opgestaan het die oggend nie. Toe sê sy vrou vir hom, jy moet opstaan. Toe sê hy, nee, hy staan nie vanoggend op. Sy sê, jy moet opstaan. Sê nee, hy staan nie vanoggend op nie. Hy sê, hoekom moet ek opstaan? Sy sê, jy is die pastoor. So daai gevoel is daar. Ja. Maar my gewoonte is, ek staan baie keer 2 uur in die môre op 'n Sondagmôre, dan gaan spandeer ek tyd met God. Dan spreek ek verborgen hier. Ek weet nie eers wat ek bid nie. Maar as ek aankom as ek gaan charge, papa, Ja, dis jy reg. dat ek dan is ek 380 gelei. Maar jy en dan die wonderlike ding is, jy's nie vake moeg nie. Die Here as hy jou Die ander ding, charge is as jy daar klaar is, dan is jy Ja, dis jy moeg, ja. Ja, dan is jy moeg. Ja. Hulle loop jy vir 'n jaar kan sê. Maar jy het net genoem van die toolbox daar nie. En iemand het dit van eendag ook vergelyk soos 'n dokter wat moet staan en 'n operasie doen. Dan ons sien mos altyd dan sê hy skalpel en hy sê dit toe sê die een nou dit baie keer as jy nou daai 9 gawes vat, baie keer werk net een van die gawes deur jou, maar as jy nou moet bedien en daar's net een persoon, dis net jy en daai persoon. Dan werk die Here baie keer al daai gawes deur jou op daai een keer vir daai persoon. Nie vir jou om jouself op te bou nie. Dis om daai persoon aan te raak. Weet dat jy die skalpel nodig, jy het die borsel nodig, jy het alles nodig. Onthou die een wat jy beoefen. Ja. Dis die een wat die maklikste is. Ja. Nee. So jy raak gewoond daaraan om te doen. Een ou loop leer vir 'n boilermaker, die ander ou loop leer vir 'n motorwerktuigkundige, hulle het ek die Afrikaans hou. Weet nie wat so boilermaker in Engels Afrikaans is. Ketelmaker. Ja, verstaan, hy spesialiseer in daai rigting en dan gaan hy nog fyner. Hy gaan na 'n dieselwerktuigkundige. Ja. Nee, of so. Of elektries. Hy gaan in die elektriese gedeelte. Ja. So dit is maar met die Gees dieselfde. Hoe meer ons dit gebruik, hoe meer kan hy ons gebruik, want hoe fyner is ons ingestel om dit te kan doen. Dis nogal interessant as ons gou kyk na die gawes, daar's 3 soorte gawes. Daar's die spreekgawes. Spreek in tale, uitleg van tale en profesie. Dan is daar onderskeiding van geeste, woord van kennis en wat sê aan die ene? Ek het dit nou nie neergeskrywe nie. Onderskeiding van wysheid, onderskeiding van geeste en woord van kennis. Kennis, wysheid is Salomo, toe hulle by hom kom, wie se kind is dit? Wat dood is? Toe sê kom ons sny hom deur, toe sê die nee, wat sê die regte maar. Los, gee maar, toe weet hy wie sit. Dis absoluut wysheid van God gewees. Dis niks ander woord nie. Woord van kennis is waar die Here vir jou, help my, hy gee jou kennis van goed wat jy nooit geleer het. Presies, ja. Dit is om dit in 'n situasie ook wat iemand voor jou sit en ewe skielik kom daar iets op wat jy weet wat in daai persoon se lewe sonder dat die persoon het ooit vir iemand gesê met daai dingetjie keer laat die oue volle oorgawe kom. Ja. En dan kry jy die ander 3 wat geloof, werking van kragte en gawe van gesondmaking. Nou gawe van gesondmaking het iemand vir my mooi verduidelik, as ek vir iemand bid wat siek is hy nie altyd dadelik gesond nie, soos wanneer jy 'n pil drink as jy kopseer het. Maar hier 'n half later voel jy nie, maar hy klop aan my nou meer so nie, dit gaan beter. Jy bid vir 'n ou, oor 'n week sê die ou, nee man, ek is gesond. Dit vat
tyd. Ja. Werking van kragte is onmiddellik, Ja. miracles. Ja, Die ou is blind, hy sien. onmiddellik sien ja. Dis reg, ja. En geloof, waar ouens absoluut geloof kry, Onwrikbare geloof. onwrikbaar om op te Stap staan en te in- sê, so spreek die Here, of te sê, kom ons maak so, en dit is eintlik onmoontlik, maar dit Ja. werk. Ja, So dis soos hulle is so in 3 groepe opgedeel. Daai goed werk eintlik saam baie kere in persone, omdat God ook sekere ouens op sekere plekke nodig het ja, om dit te kan doen. En dit werk weer na bedieninge toe. As jy byvoorbeeld kry 'n apostel, alles werk deur hom. Hy's gewoonlik die ene wat al hierdie gawes werk Ja, ja. kragtig deur hom, jy weet. En dan kry jy nou soos 'n leraar. 'n Leraar het baie keer 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis en geduld met mense, jy weet. Hy kan die skape gesond maak. En dan kry jy nou 'n herder. herder. Ja. Waar was ek nou? Jy is Apostel, 'n leraar wat die die leer skrifte mense, kan oopbreek woord en- van wysheid, ja. woord van kennis. 'n Herder is weer iemand wat meer kan Om sien na siekes, mense. ja, hy kan die siekes by Ja, saam stap dis en reg, hy ja. en Dan kry jy evangelis. 'n Evangelis is mos nou maar 'n hy wil uitgaan om die waarheid te gaan verkondig. hy wil die evangelie verkondig. Baie keer daar's ook geloof, is baie sterk in die evangelis. Ja. Want baie keer gaan hy uit en Hy moet hier's 'n klomp mense en moet deur geloof begin. Hy spreek, hulle ja. kan hom met klippe doodgooi, maar hy beskik en die gees van die Here kom en dit begin deur hom werk en dit gee daai mense geloof om God aan te neem as hulle persoonlike saligmaker. Want die Bybel sê, hoe sal hulle weet as daar die een is wat preek nie? Ja. Jy weet dit, en dan kom die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. Ja. So hy kan spreek en die Here begin werk. En wat is die ander ene nog? Julle moet boek hou. Apostel, profeet, herder, Evangelis, leraar. leraar, ja. Ons het hom is genoem. ou, ja, ons het En die gepraat oor. profeet het ons nou nie van genoem nie. My Dis profeet reg. is die een wat Ja, ja. dinge wat vorentoe gaan gebeur en mense Nie dink- net vorentoe nee, maar, gebeur nie. maar ook dinge wat hy breek dinge oop. Ja, ja. Wat mense dink baie keer dis net vorentoe, dis amper soos waar sê, maar dis glad nie dit nie. Glad, Profete staan baie keer op en sê, maar daar kyk soos in Handelinge, daar gaan 'n droogte kom, ja. sodat die kerk kon voorberei om vir die mense te help. Maar dit is glad nie net toekoms. Dit is wat Paulus op Ja. sê, want hy wat in 'n taal spreek dit mense nie. Hy sê nie, wag, het ek hier voor begin vers 1, jaag die liefde na en eer met almal die gawes, maar veral om te profeteer. Ja. Dit is dis woorde van stigting en bemoediging en daai om mense op te bou. Hierso staan dit, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Presies. Dis nie altyd wat vorentoe gaan Nee. gebeur nie. Dis om ouens op te help uit hulle toestand van ellende. Sê staan op, man, die Here sal jou help. Maar is interessant dan, as jy vir 90% van die mense vra wat is 'n profeet, dan sal hulle altyd vir jou sê dis vorentoe. Ja, hulle soek altyd dit by 'n profeet. Presies, ja. Die profeet moet nou vir my vertel wat vorentoe gaan gebeur. En die profeet wil dalk die Here vir hom gesê om net jou te stig waar jy nou is. Dis reg, ja. Maar ons is soms snaaks hoe ons altyd vorentoe wil lewe. Plaas dit ons net heavenly minded lewe, wil ons baie keer Ons is baie meeste van die tyd is ons nie gister is ons by môre, Ja. want die nou maar nie nou wat hy die Here was. ontbreek. Maar die Here was nou wil hê. Elke dag ons reis opneem. Ja. Genade is elke dag nie tot. Maar ongelukkig sal ons nou daarmee moet afsluit want ons het nou Kan ek net Ja. sê, dis ek wil die mense aanmoedig. Bid die Here vir die ontmoeting met die persoon, die Heilige Gees. Ja. Dis sonder hom kan jy nie die Here doen. Nee. Ek wil nou vir jou sê sonder hom gaan jy dit ook nie maak nie. Hy praat van die 10 maagde. Né? Die 5 het olie Wyse gehad en en die die- ander 5 het ja. nie olie. In die Bybel word die Heilige Gees olie, water, wind is simbole van die Ja. Heilige Gees. So hulle kon dit nie maak nie. Want hulle lampe het leeg geraak. En die tyd waar ons ingaan is 'n moeilike tyd. So Bid duister die Here vir vervulling met die Heilige Gees sodat jy hierdie tyd kan deurstaan en nie deur die duiwel oorweldig word nie. Nee. Hulle was maagde. Hulle was kinders van die Here, maar dit ontbreek aan olie. Ja. So bid die Here daarvoor. Laat jy hom ontmoet en ek wil vir jou sê jy gaan weet as jy hom ontmoet het. Ander om jou gaan dit ook sien. Ja. Ja, en ek dink 'n belangrike ding wat ons ook moet noem is dit gaan oor 'n liggaam. Dit gaan nie net oor jou Ja, alleen nie. Ja. God sit ons in 'n liggaam, in 'n groep
Ja. Ons moet by mekaar kom. Party liggame is groter as, maar ons die Ja. hele tyd is ons in 'n liggaam en die liggaam moet werk en almal met verskillende gawes. Ons sit hier vanaand met verskillende gawes om hierdie tafel. Ja. Hoekom? Om die Here se werk te doen. Om die Here Nie om se myself te verheerlik om Ja. Vergeet myself, vergeet Dit jouself. gaan alles oor sy koninkryk. Dis reg. As Ja. jy self vergeet, dan sal jy die Gees ook vinniger op. Ja, sê. Ja. Jy moet nie selfbewus nie, Ja. word God bewus. Ja. Gee die Here kans. Laat hy met jou doen net soos wat hy wil. Ek dank die Here, ek het in so 'n kerk groot geword wat dit prioriteit nommer 1 was, wat ook nie altyd reg was nie, maar dank God daarvoor vanaand, want anders was ek nie meer op die pad. Ja. Ek is te ellendig. Maar daarmee sal ons met afsluit en ons wil u aanmoedig, soek die Gees van God. Vrede en seën vir u. Amen. Amen.